of eintlik vrede, is dat om vir mense te sê, dit is 'n werklike 1000 jaar. Dit gaan fisiese 1000 jaar wees, soos wat ons 24 uur in 'n dag ken, ook 365 dae in 'n jaar, gaan dit wees vir 1000 jaar lank. En wat ek mee uitsien is, behalwe wat ons ook daar gaan doen, is dat my koning, my verlosser, op die kroon en op die troon gaan sit. En dan gaan almal sien dat hy die Christus is. So ek wil eintlik gou wegspring, weer eens het ons die boek saamgebring, weer eens gaan ons uit die boek uitwerk, en soos ek genoem het, is hierdie boek is maar net 'n neutedop. Daar is soveel ander skrifte, soveel ander mense wat hieroor praat, wat julle kan gerus na kyk, en hierdie wat ek net vir julle gee, is eintlik maar net die geraamte daarvan, en later kan jy maar meer vleis aan hierdie gedeelte sit, soos wat ons kyk. Nou vir die laaste keer, gaan ons na die tydlyn kyk. Nou soos ek gesê het, ek forceer dit so half bietjie af op die mense, maar ek wil graag hê, elkeen moet verstaan, waar pas wat in? Want daar kom soms 'n verwarring, veral hierso 'n gedeelte, en ek gaan nou so 'n bietjie voorspring van dit wat ek gaan sê, waar die leeu langs die lam slaap, dink baie keer, of baie mense dink, dit gaan gebeur by die nuwe hemel en aarde. Nee, dit is in hierdie bedeling van 1000 jaar vrede. Maar wanneer ons daarby kom, sal ek in diepte meer daaroor gesels. So, heel eerste op God se tydlyn, op God se kalender, is die wegraping. Na die wegraping is die 7 jaar verdrukking, soos julle kan onthou, is in 2 gedeel, 3,5 jaar en 3,5 jaar. In die middel van hierdie 3,5 jaar word die tempel herbou, die antichrist gaan daar sit en sê, julle moet my aanbid, ek is dan God. Die merk en die getal van die dier gaan na vore kom, en dit is gekoppel met aanbidding. Nou na die tyd het ons lekker gesels, waar mense baie keer 'n vrees gehad het oor COVID. En gesê het, nee, ek kan nie die inspuiting vat nie, want dit kan dalk die merk wees. Hoekom ons kan gerus sê, wanneer so iets ooit moet weer gebeur, as hulle ons forceer om te aanbid, dan weet ons, dit is wat die woord van praat. Maar daar is duidelikheid, soos wat ons laas gepraat het, hierdie sal eers na vore kom, wanneer die antichrist op die toneel is. Na dit is die wederkoms, die slag van Armageddon, 'n groot oorlog wat die wêreld nog nooit gesien het of ervaar het nie, waar Jesus fisies self gaan afkom en oorlog voer teen die antichrist en ook teen die ander 10 lande wat gaan opstaan. Nou ek het 'n mooi prent gekry oor dit, wat ek ook in die boek sal sit, waar jy 'n bietjie kan self ondersoek doen en daarna kyk. Na die wederkoms, nadat Jesus oorwin het, is dit die 1000 jaar vrede, waaroor ons vanaand aan gesels. Baie belangrik in hierdie tydperk, die kenmerke van hierdie tydperk, of die eienskappe is dat Jesus gaan regeer. Ons as gelowiges, die bruid, die kerk, gaan saam met Jesus regeer in hierdie tydperk. Die duiwel gaan dan vasgebind word vir hierdie 1000 jaar lank, en hy gaan dan losgelaat word op die einde van die tydperk, en dit is die Gog en die Magog wat gaan opstaan. Nou die woord is eintlik 'n kort sê ding oor hulle, want ek dink dit gaan ook net so vinnige gebeurtenis wees, en hulle is uitgewis. Dit is mense in kort, die Gog en Magog, wat rebelleer in hulle harte teenoor Jesus. En die duiwel het hulle gaan uitsoek, gaan uitfilter, en hulle het tot opstanding gekom, en Jesus het hulle vernietig. Dit is eintlik baie vinnig en kort waaroor dit gaan. En dan word die vyand, die duiwel, vir altyd en vir ewig vernietig in die hel. Dan kry ons die wit troon oordeel, wat ons ook dan vanaand oor gaan gesels, en hierdie gedeelte is waar die hele mensdom voor die Here Jesus gaan staan. En dit is ook interessant, in die begin van hierdie tydperk, is waar die bok en die skaapnasies gaan geskei word. Dit is die lande wat Israel ondersteun het in die in die verdrukking. Dit is in daardie tyd wanneer nasies gaan of saam met Israel veg of teen Israel veg. Dit is die bok en die skaapnasies. En in begin van hierdie tydperk van die 1000 jaar vrederyk is dit waar Jesus die nasies dan gaan skei.
En dan op die einde, want ons moet onthou, die lewe hier op aarde gaan nog steeds aan, soos normaal, tot met die oordeelsdag. Ons as gelowiges was klaar beoordeel by die wegraping. So, jy kan asemhaal, ons is klaar waar ons moet wees. Want onthou, jy kan nie nou uitgeskop word as jy alreeds in die hemel is nie. En dan eindig ons dan môre, as die Here se wil daarby is, die nuwe hemel en die nuwe aarde. So dit is die tydlyn in kort. Ek wil net gou saam met julle lees. Ons gaan 'n bietjie oor die 1000 jaar vrede gesels, as ook die wit troon oordeel en kyk waaroor gaan dit. In die tydperk gaan Jesus vir 1000 jaar regeer hier op aarde en dit bestaan ook bekend as die millennium. Die duiwel gaan ook gebind word van die begin af van die millennium en weer losgelaat word tot op die einde. Na hierdie twee gebeurtenis bly daar amper geen meer profesie oor nie. Ek praat van gebeurtenis, praat ek van die 1000 jaar vrederyk. Ek sê vrederyk, ekskuus, vrede. En ook die wit troon oordeel. So alles wat aan Israel moes in vervulling gekom het, aan Dawid in vervulling gekom het, op hierdie punt is klaar. Al wat dan oorbly, is die belofte van die nuwe hemel en aarde. So ek wil amper sê, ons is op 99% klaar met die vervulling van elke profesie wat daar ooit gespreek word in die woord van God. Ek wil saam met julle gou hierdie gedeelte lees, Openbaring 20 vers 1 tot 10. 'n Baie insiggewende gedeelte. En ek wil jou eintlik nooi as jy by die huis is om op jou eie tyd net gou deur dit te gaan en deur dit te lees. En hier is baie waarhede wat na vore kom. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutels van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat die nasies nie meer sou verlei tot die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan in 'n kort tyd ontbind word. Hoor gou mooi, 'n kort tyd ontbind word. Soos ek sê, ek dink dit gaan nou vinnige gebeurtenis wees en dan is dit verby. Vers 4. En ek het die trane gesien en hulle het daarop gaan sit. Ek het die trone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhoof en op hulle hande nie ontvang het nie en hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lank. Vers 5. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Ek dink hier is nou sommer 'n vraag wat by jou opkom. Wie is dan die mense wat nie weer herleef het nie? Ek wil amper sê, doen 'n bietjie huiswerk, maar die antwoord is baie eenvoudig. Hulle wag vir die oordeelsdag, want hulle het dit nie gemaak nie. Kom ons gaan gou weer terug. Dit is die eerste opstanding. Vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit die gevangenis ontbind word. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is,
die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En die getal is soos die sand van die see. Hierdie is vir my baie tragies toe ek dit lees. Want dit wys en sê, daar gaan baie mense in opstanding kom teenoor Jesus. As ek hierdie gedeelte reg verstaan en hierdie gedeelte reg lees, dit is vir my hartseer. Hoekom sê ek so? Want hulle gaan die Here Jesus met hulle eie oë kan sien. Hulle kan aan hom vat, hulle kan aan hom voel, hulle kan hom sien, met hom kommunikeer, en hulle gaan nog steeds nie glo dat hy die Christus is nie. Hoe tragies gaan dit nie wees, hierdie mense wat nie glo nie, ons wat saam met Jesus regeer, gaan oor 'n gedeelte aangestel word, en ons gaan mense vertel van Jesus. Ons is eintlik weer eens 'n lopende getuie van wat Jesus gedoen het, en mense gaan nie glo nie. Vers 9. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges, en die geliefde stad omsingel. En vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. So, in hierdie kort vers van vers 10, kom ons agter dat tyd gaan nie vir hulle stil staan nie. Maar wat ek daarmee bedoel is, hulle gaan aangehou word om gepynig te word. Daar gaan nie vir hulle enige verlossing kom nie. Daar gaan nie enige manier van uitkom wees nie. Dit sal gebeur tot in ewigheid. As ons net gou na die volgende kenmerke kyk, ek het vir julle so 'n paar skrifte aangehaal, wat ons ook kan na kyk, van die kenmerke in hierdie gebeurtenis, is Jesus gaan fisies regeer vir 1000 jaar. Ons as gelowiges gaan saam met Jesus regeer. 2 Timoteus 2 vers 12. Nou daar is ander skrifte wat dit ook bevestig, maar ek het net hier en daar gepick and choose om dit uit te lig. Soos ons dan weet, Satan word dan gebind en weer losgemaak, en dan word hy altyd oorwin. Die Gog en die Magog gaan opstaan, die bok en die skaapnasies word geskei, Matteus 25. Nasies moet kom om te offer in Jerusalem. Dit is wat gaan gebeur, wanneer hierdie tydperk dan plaasvind, wanneer Jesus op die troon sit, gaan daar konings van elke nasie, van elke land moet kom in Jerusalem toe om te kom offer, en as hulle nie kom offer nie, sal daar nie reën op hulle lande wees nie. Soos wat Sagaria dit verklaar. En dan hier het ek genoem in die begin van die aand, dat die leeu langs die lam gaan lê, Jesaja. Dit sal gebeur in hierdie tydperk. Wat ons net moet in gedagte hou, die lewe hier op aarde gaan nog steeds aan, en die mensdom sal weer baie oud kan word. So die mensdom, as jy deur die verdrukking gekom het, jy beweeg in die millennium, kan jy 1000 jaar, of laat ek so sê, 1000ste verjaarsdag hou. Dit gaan weer wees soos wat Adam, Abraham, Noag hulle ervaar het, toe hulle 800, 900 jaar oud geword het. Die woord gaan nie baie in diepte oor dit nie, maar is 'n kenmerk wat ons net moet onthou. Skrifverwysings, soos julle weet, gee ek vir julle daar op die bord. Nou as ons oorgaan na die wit troon oordeel, dink ek dit is belangrik om genoem te word. Ek gaan dit môre ook noem. Die Here is regverdig. Nou wanneer hy regverdig is, sê dit 2 dinge. Nommer 1, laat hy nie sonde ongestraf kan laat bly nie. En daarom het hy alles in sy vermoë gedoen om sy seun te stuur,
sodat ons kan regverdig word deur sy dade aan die kruis, sodat ons nie die wraak van God hoef te kry nie, sodat almal wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie. Maar ook as God regverdig is, gaan hy ook vir almal 'n regverdige kans gee. Niemand gaan voor God staan en sê, maar u het my onregverdig behandel nie. God se stelsel is nie soos die stelsels wat ons hier op die aarde ken, wat met korrupsie betrokke is nie. Wanneer God elkeen hanteer hy hulle reg, ek wil amper in hier so ver gaan, respekvol. En wanneer hy sy oordeel dan gee, kan jy dit vat. So ek wil dit net weer noem, baie keer het mense vra oor dit en sê, maar hoe kan God hierdie wraak net uitoefen? Nee, reg deur hierdie tydlyn wat ons gekyk het God kans op kans op kans op kans gegee. Genade op genade op genade. Hierdie mense wat dan verkeerd is, het 'n vrye keuse uitgeoefen en verkeerd gekies. In kort, dit is God stuur niemand hel toe nie. Die hel was eintlik oorspronklik bedoel vir die duiwel en sy volgelinge. Maar ons kan bietjie eendag daaroor gesels op 'n ander tyd. Maar dit is 'n neutedop wat ons moet onthou. As ons kyk in die boek, het ek weggespring met die volgende en sê, ons is amper op die einde van God se tydlyn, waar ons sien dat alles baie vinnig nou op 'n einde gaan kom. Hierdie is die laaste oordeel en na hierdie punt gaan sonde nie meer na vore kom nie, as ook nie meer die vyande nie. Vyande, wat se vyande? Van finansiële stres, van gesondheid, van bekommernis, angs, noem dit, gaan nie meer na hierdie punt, na dit afgehandel is, na vore kom nie. Dit is afgehandel, dit is uitgewis. Die hele mensdom wat bestaan en nou nogtans bestaan, gaan voor die Here Jesus staan. En ons gaan rekenskap gee oor ons eie dade en woorde. Of jy nou 'n gelowige is of 'n ongelowige is, daar gaan 'n dag kom dat jy voor die Here Jesus gaan staan. Ons as gelowige het 'n syfkaart, as ek so sê, ons is eintlik gered, want Jesus streef ons in. Ons sê, kyk na my, kyk na my merke. Dit is as gevolg van my kind. Maar die onregverdige, die ongelowige, het nie so 'n persoon wat vir hulle intree nie. Kom lees saam met my. Ek het Openbaring 20, en ons het nou gelees van Openbaring 20 vers 1 tot 10, maar nou van vers 11 af tot 15 praat dan oor die wit troon oordeel. Die woord is, laat ek so sê, daar is nie baie skrifte oor die wit troon oordeel nie. Jesus praat paar keer daaroor in die evangelies, en Paulus hanteer dit een keer of twee keer ook oor hierdie saak, maar in geheel is daar nie baie skrifte hieroor nie. Jy kan baie kry, daar is in die Ou Testament, ek moet nou nie myself vasspreek nie, maar daar is klomp verwysings na dit. So ek wil nie sê jy moet stres daaroor nie, dit gaan fisies gebeur. Dit gaan letterlik gebeur. Die Here sê genoeg hieroor, sodat ons kan weet wat gaan aan. Nou vers 11 sê, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie sy aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Vers 12, en ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen. Hoor nou mooi, en die boeke is geopen. So daar gaan meer as een boek oopgemaak word vir die wat daar gestaan of wil voor die Here staan. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is. Volgens, hoor nou mooi, hulle werke.
Ek gaan nie voor die Here staan op iemand anders se werke nie. Die Here gaan my nie vra oor iemand anders se werke nie. Dit gaan oopgemaak word, die woorde wat ek gespreek het, die dade wat ek gedoen het. En ek wil eintlik so sê, wat kan ons van die Here wegsteek? Hy weet alles, hy ken alles. Ek dink eintlik die beter vraag is, as ek eendag voor Jesus sê, wat kan ek vir hom sê? Vers 13. En die see en die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Wanneer ons kyk na die kenmerke van hierdie gebeurtenis, dan lees ons almal gaan eendag voor die Here Jesus staan. Ons dade en ons woorde gaan voorgehou word. Ons moet net in gedagte hou, ons as gelowiges word beoordeel, want ons word beloon. Daar is 5 krone wat jy kan kry in hierdie beloning, wanneer Jesus met ons hanteer. Maar vir die wat hier gaan staan, word veroordeel, en dit is gekoppel aan jou vonnis. Die boek van die lewe, wanneer jou naam nie in die boek van die lewe is nie, dan kan ons nie hemel toe gaan nie. Daar bly geen meer persoon oor, wat dalk nog moet hemel toe gaan, of nog moet hel toe gaan nie. Almal moet wees waar hulle is. Na hierdie oordeel, na dit wat gaan gebeur, is almal waar hulle moet wees. Geen persoon gaan nog uitgelaat word of sê, ek het nog 'n kans om hemel toe te gaan nie. Na hierdie dag, na hierdie oordeelsdag, is jy of in die hemel of in die hel. Hierdie skei is klaargemaak tussen gelowiges en ongereddes. En dit sal altyd van hier af so wees tot in ewigheid. Hoor gou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 9 tot 11. Daarom lê ons ook ons ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Omdat ons dan vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig, maar voor God is ons geopenbaar. En ek hoop om ook in julle gewetes openbaar te wees. Dis eintlik wat Paulus sê. Hy sê, ek hoop julle dink oor hierdie. Julle sien my as 'n voorbeeld. Julle sien dat ons gewerk het en gestreef het om soos Jesus te wees. Mag dit ook by jou vrug afwerk. Dit is eintlik Paulus se hart in hierdie gedeelte. En dan wil ek afsluit met die skrifverwysings. Nou soos ek genoem het in die begin, daar is ver meer skrifverwysings as dit wat ek nou net vir julle wys. So julle kan bietjie gaan ondersoek doen, gaan kyk wat sê die Here. Ek dink ons gaan eintlik eendag teen volle begryp wat Jesus regtig werklik vir ons gedoen het wanneer ons in die hemel is. Nie net ons verlos het van die vyand en die dood en van sonde nie, maar ook van die wraak van God. En hierdie sal altyd 'n permanente plek wees, waar, as ek dit sê, is waar Jesus op die troon gaan sit. Niks en niemand gaan hom afhaal nie. Niemand sal hom ooit verwyder nie. En die wat nie vir hom is nie by hom nie. So dit is in 'n neutedop wat in hierdie 2 gebeurtenisse gaan gebeur. Kom ons sluit ons oë
En ons vra die Here vir wysheid. Here, ek kan nie anders na hierdie gesprek en na hierdie oomblik om te vra, Here, hoe lyk my saak teenoor U? Here, ek kan nie anders om te vra, Here, vergewe vir my vir dit wat ek gedoen het nie. Want Here, ek wil nie skade maak aan my loon nie. En ek wil vir U sê dankie, dat U hierdie geleentheid gebruik en vir ons hierdie geleentheid gee om ons saak met U reg te maak. Maar Here, ek wil nog 'n stap verder gaan en sê, Here, help my om ander se oë oop te maak. Want ek weet ek kan dit nie alleen doen nie. En daarom het ek die Heilige Gees nodig en gee vir my die woorde wanneer ons met so 'n persoon praat, sodat hulle die liefde en die hoop kan ervaar wat in U is. Here, want as ons in U is, wie kan ons dan skei van die liefde van die Here? Niks sal ons skei nie. En Here, dankie laat ons weet, alles is besig om vinnig tot op 'n einde te kom, selfs hierdie vyande wat voor my staan. En dankie laat ons weet, ons gaan saam met U as oorwinnaars leef. Here, dan dink ek soos wat die woord sê, ek is in alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. En Here, dankie daarvoor. Seën ons verder. Dit is my gebed in Jesus se kosbare naam. Amen en amen.